Sal jy as 'n sendeling dien in die eerste amptelike ateïstiese land ter wêreld? Delmar, Nati en Clara het van Brasilië na Albanië verhuis om 'n kerk in die stad Korsha te lei. Jare lank reeds ontdek hulle God se doel vir hulle gesin. Soms is dit nie dat die Here 'n plek vir ons voorberei het nie, maar dat hy ons voorberei vir sy sending. In 2021 is Delmar gevra om na die hoofstad Tirana te verhuis om as president van die Albaniese sending te dien. Die oorgang was onverwags, maar dit het nuwe maniere vir die hele gesin geopen om te dien. Elke oggend het ek die voorreg om die Bybel oop te maak en meer as 40 kinders van Jesus se liefde te leer. Deur die Adventiste kleuterskool in Tirana deel Nati Jesus met kinders wat gretig is om meer te weet. Tydens ons paasles was dit net 'n voorsmaak van die nagmaal. Ons het die kinders, die brood en die sap geproe en begin sing. Meer van Jesus, meer van Jesus. Dis wat ek wil hê my bediening moet wees, om hulle te help om meer van hom te wil leer. Selfs Clara gaan hierdie sendingveld terwyl sy die taal leer en nuwe vriende maak. Ek dink dit sal wonderlik wees as meer gesinne en kinders sendelinge word, want dan kan ons Jesus ook in ander lande deel. Albanië is baie sekulêr. Mense geniet sosiale aktiwiteite. Maar wanneer die Bybel genoem word, verloor baie belangstelling. Soms is dit moeilik om gemotiveerd te bly as dit nie die resultate sien nie. Op 'n stadium toe Delmar gesukkel het om gemotiveerd te bly, het hy sy pa, 'n ervare kerkleier in Brasilië, gevra of dit tyd was om op te gee. My pa het by ons besoek afgelê en gesê, hierdie kerk is te klein. Miskien is dit tyd om ergens heen te gaan, waar jy resultate sal sien. Ek het sy hart verstaan, so dikwels meet ons bediening met syfers. Maar terwyl ons gepraat het, het ek vir hom gesê, selfs 'n klein, swak liggie kan 'n groot verskil maak in 'n baie donker plek. Delmar het geweet sy familie was reg waar God hulle wou hê, maar hy het verlang dat sy pa ook moes verstaan. My pa het teruggekom en gesê, jy is reg, jy moet bly. Hou aan om die werk te doen waarvoor God jou geroep het. Dit was die laaste diep gesprek wat ek met hom gehad het. Hy is 3 maande later oorlede. Ek het sy woorde as God se herinnering beskou. Wees getrou waar jy geroep is. Daardie bevestiging het die familie se fokus hervorm. As iemand my vra, waarom stuur jy meer mense na waar jy kerk nie groei nie, waar daar soveel uitdagings is? Wel, ek dink dis presies hoekom ons meer mense nodig het, want dis moeiliker. Wanneer jy 'n sendeling word, is jou fokus nie meer op die plek nie, maar op die mense. Van Korsha tot Tirana, deur uitdagings en geleenthede, gaan die sending voort. Bid asseblief vir Delmar, Nati en Clara en vir die mense van Albanië. Wanneer jy jou sendingoffergawe gee, ondersteun jy sendelinge reg oor die wêreld. Dankie dat u gee.